dodelike virus versprei weer in dele van Sentraal-Afrika. Die Bundibugyo-stam van Ebola het gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda op hoë gereedheid geplaas. Nou vra baie Suid-Afrikaners, kan die virus ons land bereik en is ons gesondheidsstelsel gereed om dit te keer? Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die situasie as 'n ernstige internasionale gesondheidsbedreiging geklassifiseer. Anders as sommige ander Ebola-stamme bestaan daar tans geen goedgekeurde en stof of spesifieke behandeling vir die Bundibugyo-virus nie. Dit beteken dat vroeë opsporing en vinnige isolasie die belangrikste wapens teen die siekte is. Minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, het aangekondig dat Suid-Afrika reeds voorsorgmaatreëls ingestel het. 36 gespesialiseerde hospitale, 24 openbare en 12 private fasiliteite is aangewys om moontlike Ebola-pasiënte te isoleer en te behandel. Sifting by belangrike hawens van toegang, insluitend lughawens en grensposte, is verskerp. Die kort antwoord is, ja, Suid-Afrika het die vermoë om 'n beperkte aantal gevalle te beheer, mits die eerste pasiënte vinnig geïdentifiseer word. Ons land beskik oor laboratoriums van internasionale standaard, spesialisinfeksie-eenhede en ervaring in die hantering van uitbrake soos COVID-19 en ander aansteeklike siektes. Maar die uitdaging lê nie net in die hospitale nie. Die grootste risiko is dat 'n besmette persoon die land binnekom voordat simptome herken word. Omdat mense per vliegtuig tussen verskeie Afrika-lande reis, waarsku kenners dat 'n ingevoerde geval moontlik is indien die streekuitbreking nie vinnig onder beheer gebring word nie. Ebola versprei nie soos gewone verkoue deur die lug oor lang afstande nie. Die virus word hoofsaaklik oorgedra deur direkte kontak met die bloed, liggaamsvloeistowwe of besmette voorwerpe van 'n siek persoon. Daarom is vinnige isolasie so belangrik. As kontak opgespoor en bestuur word, kan die verspreiding dramaties beperk word. Baie Suid-Afrikaners is bekommerd oor swak grensbeheer. Dit is 'n geldige bekommernis. Geen land kan 'n virus 100% uitsluit nie, maar sekere stappe kan die risiko aansienlik verminder. Verpligte gesondheidssifting by alle internasionale lughawens en grensposte. Reisgeskiedeniskontroles vir mense wat uit hoërisikogebiede aankom. Vinnige laboratoriumtoetse vir enige persoon met koors, bloeding of ander verdagte simptome. Kontakopsporing van almal wat met 'n moontlike pasiënt in aanraking was. Samewerking met buurlande om inligting oor moontlike gevalle vinnig te deel. Beter grensbestuur om onwettige grensoorsteek te beperk tydens 'n gesondheidsnoodtoestand. Die publiek speel ook 'n belangrike rol. Mense moet nie paniekerig raak nie, maar waaksaam wees. Vermy kontak met liggaamsvloeistowwe van siek persone, volg amptelike gesondheidsadvies en meld enige verdagte simptome onmiddellik by 'n kliniek of hospitaal aan, veral as daar onlangs internasionaal gereis is. Sommige kenners meen Suid-Afrika se openbare gesondheidstelsel staan reeds onder druk weens personeeltekorte en oorvol fasiliteite. Ander wys daarop dat die land wel oor die tegniese kundigheid beskik om 'n beperkte Ebola-uitbreking te beheer. Die waarheid lê waarskynlik tussen die twee. Ons het die vermoë, maar sukses sal afhang van hoe vinnig owerhede optree en hoe goed grensbeheer en openbare samewerking funksioneer. Ebola is 'n ernstige siekte, maar dit is nie onvermydelik dat dit Suid-Afrika sal oorweldig nie. Die sleutel lê in vroeë waarskuwing, streng grensmaatreëls, vinnige isolasie en verantwoordelike optrede deur die publiek. Die vraag is nie net of ons hospitale gereed is nie, die vraag is of die hele land gereed is om saam te werk om 'n moontlike bedreiging te keer. Vir op die man af, bly ingelig. Bly waaksaam. En moenie gerugte glo sonder bevestigde inligting van die Departement van Gesondheid of die Wêreldgesondheidsorganisasie nie.